Die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie word jaarliks deur Veeplaas en Stokfarm aangebied en is vanjaar vir die 4de keer gehou. Die doel hiervan is om by te dra tot die bevordering van goeie kuilvoerpraktyke reg oor Suid-Afrika. Hanlie Kruse van Santam Landbou vertel ons nou hoe het vanjaar se kompetisie afgeloop. Goeiemôre en hartlik welkom. Goeiemôre, baie dankie. Hoeveel inskrywings het julle vanjaar vir die kompetisie ontvang? Ons het hierdie jaar 77 inskrywings ontvang en was daar ook 4 landbouskole wat vir die eerste keer in die skolekategorie deelgeneem het. 80% van die inskrywings was in die mieliekategorie en die ander was dan in die haver en voersorging kategorie gewees. Hoe sou jy sê hierdie kompetisie oor die afgelope paar jaar gegroei? Hierdie kompetisie groei. Van die eerste jaar was daar 37 inskrywings en hierdie jaar dan 77 en ek het reeds genoem die 4 landbouskole. Tot op datum is daar 210 deelnemers aan die kompetisie gewees. En in hierdie jaar het ons ook in al 3 kategorieë inskrywings gehad waar daar in die eerste jaar slegs in die mieliekategorie inskrywings was. En wat regtig verblywend is dat deelnemers wat in die eerste jaar betrokke was, is nou nog betrokke wat wys dat daar baie waarde in die kompetisie is. Ja. Wie is die rolspelers in hierdie inisiatief? Al die rolspelers is Santam Landbou wat die naamborg is, dan Veeplaas en Stokfarm wat dan die mediaborg is, en dan is professor Meeske van die Universiteit van Stellenbosch ook betrokke en Regard Venter wat 'n onafhanklike kuilvoerkonsultant is betrokke by die bepaling van die protokol en die resultate en die verslae, almal wat bydra om hierdie 'n groot sukses te maak. Hanlie, sê vir my, waarom is daar so behoefte aan so 'n kompetisie? Wel, ek dink die hoofdoel van die kompetisie is om die kwaliteit van kuilvoer en kuilvoerpraktyke te verbeter. En is hier waar Santam Landbou as deel van elke kliënt se risikobestuursplan 'n waarde wil toevoeg en so 'n bydrae maak tot volhoubaarheid en stabiliteit en groei. So elke deelnemer kry dan 'n volledige verslag van sy kuilvoerbanker, tesame met die kuilvoerkompetisie se statistieke, wat hy dan kan gebruik om sekere aanpassings of verbeterings te doen indien nodig. Nou as jy gaan kyk na die nasionale kuilvoerproduksie, dan word daar geskat dat daar 9 miljoen ton kuilvoer jaarliks geproduseer word. As ons met hierdie kompetisie net 'n 3% verbetering kan toon, beteken dit R135 miljoen bereken teen R500 per ton wat uitgedruk kan word in verlaagde insetkoste of hoër produksie. So daar is 'n groot behoefte en daar's baie waarde in hierdie kompetisie. Wie het die monsterneming behartig? Dit was 2 studente van die Universiteit van die Vrystaat en hulle het behoorlik in 3 weke die land plat gery om 59 plase te besoek om die 77 monsters te neem. Hulle het by die 10.350 km afgelê en dit was 'n groot taak geweest. Nou die monsters word dan plaaslik na 'n laboratorium gestuur wat toets vir die bolaag kompaksie en dan ook na 'n Amerikaanse laboratorium wat spesifiek kyk na die voedingswaarde. En uit hierdie resultate en data word die finaliste dan bepaal en dan word die finaliste weer besoek. So dit was 'n groot taak geweest. Gesels 'n bietjie met ons oor vanjaar se finaliste en wenners. So die wenner van die mielievoer kategorie was West End van Morgenson en dan is die voersorging kategorie gewen deur Sparta Baby Beef in Markwart. En Dani Lou van Klipheuwel in die Weskaap was die haver wenner geweest. Nou ons sien steeds dat die hoofrede vir kuilvoerverliese is maar kompaktering wat nie behoorlik gedoen word nie en mieliekuilvoer waar die mielies te vroeg gesny word en dan is dit nog nat. Maar oor die algemeen is die kwaliteit van die kuilvoer baie hoog en hoë standaard. En dit kan ook gesien word in die klein punteverskil wat daar is tussen die wenner en die finaliste, wat wys dat hierdie 'n baie strawwe kompetisie is met hoë kwaliteit kuilvoer. Hanlie, ons het 'n paar sekondes oor, maar wat voorspel jy vir die toekoms? Sal die kompetisie se gewildheid toeneem? Ja, verseker, ons hoop dat daar meer deelnemers sal wees. Ons wil graag ook die skole kategorie uitbrei, dat skole en landbou colleges reeds
vroeg kan begin leer oor hoe om kuilvoer behoorlik te maak. En dan wil ons ook graag die data en die resultate op 'n platform beskikbaar stel sodat meer mense daarvan gebruik kan maak en ware kan kry. Baie sterkte met die ontwikkeling daarvan. Baie dankie. Dit was Hanlie Kroese van Santam Landbou.